harte saam. U is ons Hemelvader, Skepper God. U is Immanuel, ons Vredevors. U is die Gees wat ons in waarheid lei, die een wat was, wat is en wat kom. Wel, ek hoop nou duidelik dat jy nou al die HNV gevoel op jou lyf het. Dit is daar die hunker na Vrydag gevoel. Nou so in lyn met dit waaroor ek en jy gister gesels het, wil ek vir jou vertel wat regtig daar in die Kaap gebeur het. Een van daardie Kaapse manne het sy fietsiekie so teen Sir Lauriespas opgestoot. Dit was nog een van daardie fietsiekies wat jy so moes agtertoe trap om te breek. En soos wat hy bo gekom het, het hy opgehop en so met die ophop saam met sy ketting afgehop. Nou kan jy net dink wat het begin gebeur soos wat hierdie man Sir Lauriespas se afdraande geslaan het. Hy het baie benoud geroep, ek is in my kanon, ek is in my kanon, ek is in my kanon. Verseker het hy nou nie gesê kanon nie, maar die man was duidelik in hoogste benoudheid en moeilikheid. Soos wat die spoed hoër geword het, moes hierdie man ewe skielik 'n baie strategiese keuse maak. Hy moes kies, gaan hy bo bly of gaan hy dit waag om af te spring terwyl die spoed nog hanteerbaar is. Die les wat ek en jy hieruit moet leer is, hoe gouer ek probleme identifiseer en hoe gouer ek plan maak, dit wil sê hoe laer die spoed is, hoe kleiner is die skade en soveel minder die seer. Maklik om weer te probeer. Hoe langer ek probeer bo bly, hoe hoër word die spoed en soveel groter is die skade en soveel meer die seer. So baie keer hoor mense die uitdrukking van the joy in the journey. Maar het ons nog regtig joy? Weet jy, ek glo met my hele hart ons hemelse Papa Vader glimlag soos 'n aardse Papa Vader wanneer ons ook ons kinders gelukkig sien. In Galasiërs 5 praat Paulus mos daarvan en hy sê vir die mense die vrug van die Gees is liefde, vreugde, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, blydskap en al hierdie wonderlike dinge. En dit is juis aan hierdie andersheid, ongeag van omstandighede, waarin Jesus sê ons geken sal word. Nou kom ek vertel vir jou nog so 'n staaltjie daar uit die Wes-Kaap. Die Kaapse prediker het daar op Green Market Square op sy seepkus gestaan en preek, en jy weet mos daardie manne kan met 'n passie preek. En hy het gestaan en hy het vir hulle die volgende preek gelewer. Hy sê, broers en susters, vanoggend staan ek hier so voor julle en ek wil vanoggend vir julle die woord van die Here bedien. Jy het Lukas 19 en hier Lukas 19 lees ons van so kleine mannetjie met die naam Nicodemus. En die kleine Nicodemus het gehoor Jesus kom hulle se kant toe. En hy was te kort om vir Jesus te sien. En hy moes vir Jesus sien en daar het hy plan gesien. En hier kleine korte Nicodemus, weet julle wat maak hy? Hy klim in die willevyeboom. En daar bo sit hy in die willevyeboom, net toe Jesus so onder verby stap. En Jesus het gestop en hy vir die kleine Nicodemus by die oog gekyk. En hy sê vir hom, en hy besef hy praat die hele tyd van Nicodemus, en dit moes eintlik Saggeus gewees het, en hy sê, so uit die heup uit, en Jesus sê, Nicodemus, wat soek jy daar bo die boom, dis Saggeus se plek daar, klim jy nou af? 10 uit 10 vervinnig dink, soos wat Nicodemus vir Saggeus moes plek maak, wil ek jou aanraai, laat die werk nou plek maak vir rus. Laat die Gees van God jou hierdie naweek verkook na liggaam, siel en gees, sodat ek en jy volgende week weer op ons heel beste en sterkste vir die Gees kan wees. Tot God se eer. Die een wat was, wat is en wat kom.